Goeienaand en ons is vanaand in die derde deel van ons Pinksterreeks en ons het gekyk in die eerste aand het dit gegaan oor dat ons wedergebore moet word. In die tweede aand het ons gepraat oor wat dit beteken dat ons vervul word deur die Heilige Gees. En vanaand praat ons oor die laaste gedeelte en dit gaan oor wandel in die Gees. Met ander woorde, ons loop saam met God. In Johannes hoofstuk 14, vers 16 tot 17, dan skryf Johannes daar, hy sê, ek sal die Vader vra, dit is wat Jesus gesê het, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid, die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie kan sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Die Heilige Gees is iets wat ons nêrens in die wêreld kan kry nie, niemand anders kan dit vir ons gee nie, net Christus kan dit vir ons gee, net God kan dit vir ons gee, deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. So ons het gepraat oor geboorte, dat ons nuut gebore moet word, en dat ons vervul moet word deur die Heilige Gees. Maar die vraag is, wat beteken dit, wanneer die Bybel vir ons sê, dat ons moet wandel in die Gees? En hierdie is een van die groot waarhede wat ons in die Bybel sien. Ons sien dit van die begin af in Genesis, waar God 'n klein bietjie stof vat en waar hy vir Adam maak uit die stof uit. En dat hy vir Eva gee om hom te help. En dan sien ons dat as gevolg van die sonde wat in die wêreld kom, as gevolg van die misleiding van die vyand, en die gehoorsaamheid of die gehoor gee van die mens, dat daar sonde in die wêreld inkom en dit bring verwydering tussen mens en God. Van die begin af was God se hele idee dat hy die mense gemaak het, hy het mense gemaak na sy beeld, en ons lees ook uit die woord uit, dat God elke aand in die tuin gewandel het, en dat hy saam met die mens gewandel het. En as gevolg van die oortreding, is daar nou verwydering, daar is afstand, daar is 'n probeer, daar is godsdiens, daar is 'n klomp goed wat ons in plek probeer stel, vir ons om weer eendag by God uit te kom. Maar die enigste manier hoe ons by God kan uitkom, is deur die werk van Jesus Christus, en daardie res van ons lewe is 'n wandel saam met God, en dit word bewerkstellig deur die Gees wat God vir ons gee. Daarna in Johannes hoofstuk 20 vers 22, nadat Jesus dit vir hulle gesê het, nadat hy hulle raak geloop het, en hy sien weer die mense, en hulle sien die opgestane Christus, dan kyk Jesus na hulle, en hy blaas oor hulle, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Redding is baie meer as net 'n buskaartjie of 'n geleentheid vir ons om in die hemel te kom. Om gered te word beteken dat ons nog steeds in hierdie wêreld is, maar dat ons 'n verantwoordelikheid het om op 'n sekere manier ons lewe te verander, dat dit in lyn kan wees met wat God wil hê. En hoe ons daarby uitkom. Ons praat in teologie, in Christelike teologie, praat ons van regverdigmaking en ons praat van heiligmaking. So there's justification by faith and then there's sanctification. Met ander woorde dat ons heilig gemaak word. So regverdigmaking is iets wat een keer plaasvind. Dit is die dag wanneer jy tot bekering kom, die dag wanneer jy jou lewe vir die Here gee, dan word jou sondes vergewe, en die woord sê vir ons dat ons regverdig is. Van daardie dag af is ons regverdig voor God. Maar heiligmaking is 'n konstante proses waardeur ons beweeg. Dit is sodat ons meer soos Christus kan word. En as deel van hierdie meer soos Christus word, het ons baie keer baie hulp nodig. Nou, jy sal onthou dat toe jy klein was en jy geleer fietsry het jy sulke wielietjies langs die kant gehad, en op 'n stadium het dit by jou baie goed gegaan. En wanneer jy begin ry, dan so hier en daar, dan begin daai kantwielietjies grond raak. So jy begin beheer kry oor alles. En dan op 'n stadium, dan kom jou pa en hy haal daai kantwielietjies af. En wat gebeur het is dat
ek het op die fiets geklim en ek het begin ry en dit gaan maar so en dan was dit my pa wat die saal vasgehou het van die fiets sodat ek nie heeltemal omval nie en dan op 'n stadium is ek te vinnig dan los hy dit. En baie keer het dit goed uitgewerk en ander kere het dit glad nie goed uitgewerk nie. So en dit is baie keer hoe ons geestelike lewens ook is dat ons aan die begin is dit jy soek hoe dit is wat God wil hê jy moet leef en dan dis asof daar op 'n stadium word die wielietjies afgehaal en dit is die Heilige Gees wat ons vashou en baie keer val ons. Baie keer maak ons 'n fout, baie keer oortree ons want ons bly nog steeds net mense. Maar die werklikheid is dat God se krag is 'n werklikheid in elkeen van ons se lewe. Daar's niks wat jou kan skei van die liefde van God nie. Die Heilige Gees is die een wat ons bystaan. Hy sê vir ons jy kan want Christus het reeds gedoen. Jy is in staat want Christus is die een wat vir jou die krag gee. So daar is nog steeds hierdie hulp van God wat ons elke dag ontvang en wat ons help om op 'n plek te kom waar ons kan sê dat ons is nog ver van volmaak af. Ons maak nog steeds baie foute, maar ons weet dat die Heilige Gees oortuig ons daarvan, sodat ons dit kan bely, maar die Heilige Gees is ook die een wat ons bystaan en vir ons die krag gee om dit te kan doen. En hierdie is die groot waarheid wat julle ook moet onthou vanaand. Wanneer ek en jy elke dag met die heiligheid hand aan hand loop, dan is dit onmoontlik om nie te verander nie. As jy jouself elke dag toewy om 'n kind van God te wees, om sy woord te lees, om te hoor wat hy vir ons sê, dit is onmoontlik om nie te verander nie. In 2 Korintiërs dan skryf Paulus, hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, ons word al meer verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ons word meer soos Christus deur die Heilige Gees se werking in ons lewens. Hierdie sluier waarvan hy praat is 'n storie wat in die Ou Testament is toe Moses teen die berg opgegaan het en hy die wet ontvang het en toe hy terugkom, het sy gesig so geblink dat niemand na hom kon kyk nie, want die heerlikheid van God het van hom uitgestraal. En hy het op 'n stadium toe begin het weggaan, toe draai hy die sluier om dit te bedek. En baie keer is dit die teken van godsdienst dat ons probeer om die slegte goed weg te steek, terwyl ons eintlik moet weet dat deur die Heilige Gees verander God ons sodat ons meer kan word soos wat hy dit wil hê. En ons kan eintlik sê dat ons lewe is onder konstruksie. Daar's nog steeds goed wat in ons lewe moet verander. Ek kan onthou toe ons huis verander het in Bloemfontein, toe daar was 'n plan. Ek kan julle beloof, daar was 'n plan. En ons het gesê, ons wil die goed hier verander, ons wil dit doen, ons moet hier uitbreek. En soos wat julle weet, met enige bouery is daar's hierdie plan, en dan is daar ewe skielik obstacles, nee? Daar's probleme, daar's uitdagings. En dan bou jy rondom dit, en daar's naderhand is dit groot gemors, en mense wat daar aankom sê, maar wat is die plan? Hoe gaan dit lyk? Maar daar's 'n bloudruk van ons wil hierdie venster hier hê, ons wil hierdie deur toemaak, ons wil dit hier doen, daar's 'n sekere idee wat ons het. En die plan wat God vir ons lewe het, is dat Christus Jesus is die een wat die plan kom in werking stel. God het die plan gemaak, Christus kom en hy stel die plan in werking. Die Heilige Gees is hierdie projekbestuurder om te sê dat jy is nog nie klaar nie. Daar's iets in jou lewe wat nog moet gebeur. En daar's sekere goed wat ons in ons lewe moet inkorporeer, moet inbring, sodat ons kan kom op die plek waar God wil hê ons moet wees. Die eerste ding is dat ons moet sy woord lees. Ons moet geloof hê in Jesus Christus. Ons moet in gebed kom voor God om ons lewe aan hom op te dra
en ook die lewe van die mense binne in ons lewe en rondom ons. Ons moet in gemeenskap wees met mekaar. Ons moet kerk toe gaan, ons moet met mekaar deel. Mense kan nie, daar is soveel mense wat sê, ja maar, jy het nie nodig om kerk toe te gaan nie. Jy moet kerk toe gaan. Nie omdat dit 'n reël is nie, maar omdat ons mekaar opbou en beskerm en ondersteun. Dit is hoekom ons dit 'n community noem, dit is 'n gemeenskap waar ons is. Ons gaan nie net kerk toe om iets te hoor nie, ons gaan kerk toe om met mekaar te deel, om ons lewe met mekaar te kan deel. En dan sê Paulus in Galasiërs hoofstuk 5 vers 16, hy sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. So, hy tref hierdie onderskeid tussen gees en vlees, dat ons die Heilige Gees van God moet toelaat om in ons lewe in te kom, want hy is die een wat ons weerhou van die goed van die wêreld. Hy is die een wat ons oortuig van sonde. Paulus tref hierdie duidelike onderskeid in Galasiërs 5. Dan sê hy, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Dit is wat mense doen. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. So daar is nog 'n klomp ander goed ook, wat hy nie eens wil noem nie. Dit is die aard van mense wat nie Christus ken nie en wat nie die Heilige Gees in hulle lewe het nie. En dan sê hy stop nie daar nie, hy gaan oor en dan sê hy, maar die vrug van die Gees daarteenoor, en ons het gisteraan daaroor gepraat, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Daarteen het God niks. Daar is niks teen hierdie goeders nie. Dis vrug. Dis nie werke nie. Ons het in Bethlehem waar ek groot geword het ons 'n perskeboom gehad. Dit was 'n massiewe boom. En ek meen ons het in die boom geklim, takke was wyd. Daai boom het seker elke jaar, as dit 10 perskes is dit baie. Maar dit is 'n massiewe boom, maar dit is sulke groot, soet, geel perskes. Dit was van die lekkerste perskes wat ek in my lewe geëet het. En die wonder daarvan is dat die boom het nie gekonsentreer om hierdie vrug uit te druk nie. Dit is in sy aard. Hy het dit net eenvoudig gedoen vir ons om te kan geniet. En soos wat ek gisterand gesê het, dat die boom dra nie die vrugte ter wille van homself nie, hy eet nie sy eie vrug nie, hy dra dit ter wille van ander, sodat hulle die vrug kan geniet. En dit is wat die vrug van die Gees doen, is dat wanneer ons glo, wanneer die Heilige Gees in ons is, dan hierdie goed kom outomaties uit ons uit, die vrug van die Gees. Daar is 'n ander boom, wat ons kry, wat mense aan die einde van die jaar in hulle huis opsit, en dis 'n kersboom. En hierdie boom leef nie, en hy kan niks van self dra nie. Alles wat hy het, alles wat hy tentoonstel, word aan hom gehang, en dit is nie deel van sy aard nie, dis nie deel van sy wese nie. Dis 'n prentjie van godsdienstigheid, om te probeer om God te impress, in plaas daarvan om toe te laat dat die Gees van God in ons lewe inkom. Dat ons uitstraal dit wat hy vir ons gee. Die vraag is, hoe doen ons dit? Hoe dra ons hierdie vrug? Hoe is die Gees in ons lewe betrokke? Onthou, ons het gisterand gesê dat ons kan die Heilige Gees teenstaan en ons moet oop wees daarvoor dat die Gees in ons lewe inkom en dat ons lewe verander. En hoe doen ons dit? Johannes hoofstuk 15 vers 5, Jesus se baie bekende woorde, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Om in Christus te bly, om deel te wees. Hy sê vir ons dat ons is die lig vir die wêreld, en hy is die brood van die lewe. En dan kom sê hy, hy is die wingerdstok. Ons moet in hom bly.
Ons moet 'n doelbewuste keuse maak om in Christus te bly, om deel te wees van hom. Leef in die woord. Leef in die lyne van dit wat in die Bybel geskryf is. Vind vreugde in gebed, spandeer tyd saam met Christus, bly in gemeenskap met mekaar, bly binne 'n gemeente, ondersteun mekaar, onderskraag mekaar, bly binne Christus. En wanneer ons in Christus bly, dan werk hy met sy Heilige Gees deur ons, sodat ons die vrug kan dra van dit wat hy bitter graag wil hê in ons lewe moet wees. Dat ons wandel in die Gees, dat ons die Gees toelaat om in ons in te kom, dat ons tyd spandeer. Om te wandel beteken, dis 'n doelbewuste ding wat jy doen. Lees die Bybel, bid, spandeer tyd saam met mense, spandeer tyd in die gemeente, spandeer tyd in stilte, spandeer tyd in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Die vraag is, wat het ons toegelaat in ons lewe om deel te wees wat nie regtig veronderstel is om daar te wees nie? Wat is daar nog wat op ons bousite rond lê en nog nie 'n plek het nie? Wat is daar wat ons moet verwyder, dat God in ons lewe kan doen wat hy veronderstel is om te doen? Al daardie ou planke, geroeste pype, die ou bakstene, hou ons nog vas daaraan? Bær ons dit nog iewers in 'n kamer? Of laat ons toe dat die Heilige Gees al daardie ou goed uit ons lewe wegvat? Alles wat stikkend is, alles wat geroes is, alles wat nie meer 'n plek het nie. Laat ons toe dat Christus deur sy Gees dit uit ons lewe uitvat. Dat die Gees ons oortuig van 'n beter toekoms, 'n beter lewe saam met God. Laat ons toe dat die Gees in ons lewe inkom. Waar is die plek waarheen ons hardloop wanneer dinge moeilik raak? Wanneer dinge nie meer gaan soos wat ons wil hê dit moet gaan nie. En dan wil ek afsluit deur vir jou dit te sê. Dat wanneer die Here in jou lewe is, dan gee hy sy Gees vir jou. En sy Heilige Gees sê vir jou, ek sal jou help, ek sal jou gesond maak, en ek sal vir jou vrede gee. En ek hoop dat in hierdie laaste, of in hierdie 3 aande, dat jy opnuut ontdek het dat die Gees is nie iets wat jy hoef te vrees nie. Die Gees is 'n persoon wat in jou lewe is as gevolg van Jesus Christus. Dat as jy 'n Christen is, dat jy wanneer jy bely dat Christus die Seun van God is en dat God hom uit die dood uit opgewek het, ontvang jy die Heilige Gees. En die Heilige Gees help ons om weergebore te word, om nuut te word. Die Heilige Gees vul ons, sodat ons weet dat God is teenwoordig in ons lewe. En die Heilige Gees wandel saam met ons, sodat ons van regverdigheid kan beweeg na heiligheid, om meer soos Christus te wees, om die vrug van die Gees te kan dra. En mag julle die vrede van God ervaar, mag julle die liefde van Jesus Christus in julle lewe beleef, en mag julle weet dat die Gees van God met julle is en by julle is tot in ewigheid. Amen.